Goeiedag, hier uit die Weeslig kantoor, groet ek u. Redelike droewige week hierdie week, maar die Here bly vir ons goed. Ons wil hom al die eer en lof en aanbidding gee, want hy is waardig om aanbid te word. Die tema vir hierdie week gaan oor God se liefde, laat ons dan in sy liefde lewe. Kom uit 1 Johannes 4 vers 4 tot en met 11. Ek lees uit die 53 vertaling. Hy sê, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter as hy is wat in hierdie wêreld is. Hulle is uit hierdie wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Maar vers 6, ons is uit God. Hy wat God ken, luister na hom. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, sê vers 8. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Wat 'n belofte. Vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as ons God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Uit hierdie fontein van God se liefde is ons en behoort ons aan hom. Ek het op die Google so 'n bietjie ingegaan en ek het gesit, liefde is. Daar het 1,34 miljoen resultate na vore gekom. Binne 'n half sekonde het ek dit gekry. Want deur die eeu het mense oor liefde gedink, geskryf, gedroom, gepraat, gesing, soos waarskynlik oor geen ander woord nie. Dit is hartseer dat die grootste deel van die wêreld steeds nie weet wat God se liefde is, terwyl ons dit weet. Ja, daar's 'n klag teen ons. Vers 11 sê, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Ja, in die woord van die Here in Johannes 4, 7 tot 21, God is die bron van liefde. Ons kan nie van hierdie liefde praat sonder om van God te praat nie. Ken jy hierdie God? Ervaar jy sy liefde? Want liefde kom van God. Vers 18, vers 16, God is liefde. Dis God se karaktereienskap. As God dan in jou en in my woon, moet ons ook 'n fontein wees, waardeur God sy liefde kan laat vloei. Hoe lyk hierdie liefde? Wat se aard van liefde sien ons daagliks en kom ons daagliks te in hierdie wêreld? God se liefde is nie iets wat gesê word nie. God se liefde is die doen-ding. Ons het van liefde 'n selfstandige naamwoord gemaak, terwyl dit 'n werkwoord is. God is liefde, want hy doen liefde. Ons lees in 1 Johannes 4, 9 en vers 10, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, dat hy sy seun vir ons gestuur het om sy lewe te kom aflê. Werklike liefde is dus nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy bewys het deur sy seun vir ons gestuur het en ons in sy teenwoordigheid ingebring het deur die versoeningsdaad van sonde van ons weggeneem. As jy wil liefde sien, gaan staan daar by die krib, kniel by die kruis, jubel by die leë graf,
want God se liefde word sigbaar deur sy enige seun Jesus Christus. Hierdie Christus het gekom, hy het dit nie verdien nie. Die doodstraf as gevolg van ons sondes was op hom, maar hy het ons sondes van ons al weggeneem. Is dit nie een rede om hom bo alles lief te hê nie? Ons het van God as geskenk gekry wat Christus moes kry, 'n lewe in oorvloed, ja, die ewige lewe. Daarom leef ons vandag sonder vrees vir God se straf en oordeel, want hy verseker vir ons dat die wat in Christus Jesus glo, dat hy hulle sonde sal vergewe en vir hulle die ewige lewe sal gee. Het jy al daardie keuse in jou lewe gemaak om te sê, Here, ek sterf vir myself. Ek wil Christus in my lewe hê, want ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus lewe binne my. By Jesus leer ons dat liefde nie net iets is wat ons moet bely of voel oor waar ons praat nie. Liefde is iets wat gedoen moet word. Liefde is om te dien. Liefde is om mense se voete te was en sy lewe vir hulle af te lê. Liefde is onvoorwaardelik. Liefde is nie iets as jy, dan sal ek nie. Liefde is gee en neem. Liefde is gee en gee. Dit is om op te offer ter wille van die voordeel van ander. Liefde is om lief te hê, nie ter wille van wie jy is nie, maar ten spyte van wie jy is. Sulke liefde is nie menslik nie, dit kom van God af. As hierdie liefde van God in jou hart is, uit jou lewe begin vloei, weet jy dat God deur sy Gees in beheer van jou lewe is. Ja, die doel van God se liefde is dat ons hom, Vader, Seun en Heilige Gees sal lief hê, maar nie net hom as God sal eer en sal respekteer nie, maar ook om mekaar lief te hê, wat vers 11 sê. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Hy het hier die liefde aan ons bewys. Wie vir God lief hê, moet ook sy broer lief hê, is wat ek daarin lees. Liefde vir God en liefde vir sy medemens is nie twee liefdes nie. Ons kan dit nie van mekaar skei nie. Dit is een liefde, want God is die bron van hierdie liefde. Dit is die twee kante van dieselfde muntstuk. Verskillende besighede en rugbyspanne het verskillende kenmerke, logos en truie. Dit is waarin hulle uitgeken word. Maar kind van God, waarin word jy uitgeken? Is dit die erediens bywoning wat jy dink? Die paar Bybelversies wat jy uit jou kop uit kan opsê? Of die kerkgebou wat help om ander kos te gee? Die predikant of kerkraadslid wat jy is? Daardie dankoffer wat jy van tyd tot tyd maar net ingooi, net om jou gemoed te streel. In ons en deur ons moet ons kan erken, Here, ons het soms tekort. Ja, Here, gee ons meer van U in ons. Meer tyd in U teenwoordigheid. Meer tyd sodat ons lewe kan aflê vir ander. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. God het ons eerste lief gehad, daarom kan ons nie anders as om ook lief te hê nie. Die eerste deel van die vrug van die Gees is liefde. Ja, daar's 9, maar die eerste, die grootste daarvan is die liefde. Daarom kan ons nie anders as om ook lief te hê nie. Nog 'n rede vir God se liefde in ons, dat ons ook sigbaar in hierdie wêreld moet wees. Vers 12 van 1 Johannes 4 sê, niemand het God ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het,
bly God in ons en het sy liefde in ons die doel volkome bereik, want niemand het ooit God gesien nie. En dis juist wat Filippus vir Jesus gevra het in Johannes 14. Wys ons die Vader. Jesus sê vir Filippus, hy sê ek is so lank hier by my, en nog vra jy my, want ek en die Vader is een. Kan ons werklik in hierdie dag sê, my liefdesdaad is sigbaar. Jesus se liefdesdaad in en deur my lewe, vir ander mense, vir sy kinders, vir mekaar. As ons mekaar lief het, kan mense God en sy liefde sien. Kom ons stel dit so bietjie anders. God se liefde word nie in die eerste plek deur sy visioene, die openbaring en die wonderwerke gesien nie. God se liefde word nie in die eerste plek in afsondering of eensame plek gevind nie. God se liefde word vandag deur jou en my, by jou huis, by jou huwelik, by jou verhoudinge met jou kinders, by die werk, op die sportveld, terwyl jy bestuur, daar in die winkelsentrum, wat mense jou sien, moet hulle God se liefde ervaar wat uit jou kom. Daar en waar jy gaan, moet jy werklik 'n verskil maak. God se liefde word sigbaar wanneer ons ander liefhet ten spyte van wie hulle is. Ja, ons het mos daardie vooroordeel. Ek sal met jou praat as jy van myselfde ras en taal en dit is, maar ek wil nie met die ander ou uitreik en hom aanraak nie. God se liefde deur ons word sigbaar in ons diensbaarheid teenoor hierdie wêreld. Ons moet bewys dat ons hom ken. Ons hom elke dag meer en meer leer ken. Daardie omgee, daardie praktiese oefening wat jy uitreik. Daardie persoon wat die Here vir jou sê, gaan staan by daardie persoon, bid vir hom, gee vir hom 'n woord. Om vir ons die mense te kom leer, wys dat liefde nie 'n eerste plek na die binnekant gerig is nie, maar na buite. Want God is liefde en nou sê hier binne in my. Hoe anders kan dit as ek hom toelaat dat hy hierdie fontein net bietjie oopmaak? 'n Bestaansbewys is nie wat beoefen word nie, maar deur meriete in en ander mense se lewe in opregtheid na hulle toe gaan en vir hulle vertel. Jesus het jou lief. Hy het sy lewe vir jou afgelê. Deur sy liefde wil hy jou heel maak. Jou sonde van jou wegneem. Jy moet net jou hart oopmaak dat hierdie liefde in jou hart inkom, dat daar 'n verandering in jou lewe kan kom, omdat net liefde ware versoening teweeg kan bring en gesonde verhoudings kan skep. Want hierdie onliefde ontvang het vir God elke dag van sy lewe daarvoor dank en 'n ewige heerlikheid van God, want God skyn uit die oë van hulle wat deurdrenk is met sy liefde. Ja, hy wat eers lief gehad het, het in liefde ons vergewe. Nou kan ons uit God gebore, uit hierdie bron van liefde leef. Deur sy gees, die wondergawe, laat hy wederliefde spruit, en hierdie liefde word volmaak, dit dryf vrees en selfsug uit. Dis 'n Bybelse boodskap wat ek en jy het, 'n verantwoordelikheid om die evangelie te gaan versprei in die wêreld daar buitekant. Ons moet optree met die oog op versoening. Hoeveel huwelike is uitmekaar uitgespat, hoeveel gesinne is uitmekaar uitgespat, maar God het ons daardie gees van versoening gegee, the reconciliation. Tree ons op uit medelee met die nood van die mense, tree ons op met die bedoeling om nuut te maak, sodat nuut gemaaktes uit die bron van liefde kan leef. Wanneer hierdie liefde met hierdie kenmerke in ons verhouding begin gestalte kry, my vriend wat na my luister, sal jou huweliksmaat, jou medemens hierdie boodskap ontvang. Ek is belangrik vir iemand. Iemand sien my raak.
Ek voel ek beteken iets. Ek is waardevol vir iemand. Ek dra nie alleen in my laste nie. Ek staan nie alleen in kwellinge nie. Daar is iemand wat by my staan, wat my pyn ken, wat my hartseer ken, wat my bekommernis ken, wat saam met my bid en myself deur hierdie moeilike tyd dra. Want sulke liefde ervaar word deur die liefde gelei en bekwaam gemaak om liefde te dien. En hierdie dien en liefde kom dan daarop neer dat ek al hoe meer daarop ingestel raak om versoening in die lewe te plaas en nie vergelding nie. Om al hoe meer my medemens te sien soos God hom en haar sien. Iemand wat belangrik is, iemand wat waardevol is, so belangrik en so waardevol, dat die kruis van Golgotha nie net die hoë prys betaal was nie, maar daar 'n geleentheid is om deur die Gees van God gelei te word, deur oortuiging, deur neer te buig en gevul te word met deernis en die nood van ander op ons rug nie op ons rug te draai nie en weg te stap nie, maar met oortuiging deur die salwende krag mense se lewens te bereik. 1 Johannes 3 vers 16 tot 18 sluit ek mee af. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir my afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broeders af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God dan in hom wees? Vers 18, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar met die daad bewys dat ons in opregtheid lewe. Hoe lyk jou liefde? Ons is in Valentyns naweek waar die wêreld gaan en rooi blomme verkoop en sê julle moet mekaar lief hê. Hoeveel te meer moet ons die liefde van God hier diep in ons hart uitdra. Want die offer wat hy gebring het, die liggaam wat gegee was, is liefde. Nou vra die woord van die Here, wat en wie kan my skei en my veroordeel? Christus het vir my gesterf. Maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Daardie liefde wat bloed geword het opgestaan en hy tree vir ons in. Wie kan ons van die liefde van Christus skei, sê Romeine 8:35? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar, swaard. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of dieptes of enigiets anders uit die skepping ons van die liefde van Christus kan skei nie. Want God is liefde en ons behoort aan hom. Kom ons sê vir hom dankie. Dankie Hemelse Vader dat u seun gestuur het, die liefdesoffer. Hy wat lief is, het in ons harte kom woon. Vul ons meer met u heerlikheid, sodat ons in u teenwoordigheid met liefde kan ander mense se lewens aanraak en ons u meer en meer sal dien in Jesus naam. Amen. Shalom. Tot 'n volgende keer.